Goeiemôre, baie welkom by die skrifporsies in Afrikaans. Opgestel. Uit die Torah, die eerste 5 boeke, lees ons Eksodus 25, vers 1 tot 27, vers 20. In die profete lees ons uit Konings, 1 Konings 5 en 6, en in die goeie nuus lees ons uit Matteus 5. Kom ons buig vir ons koning voordat ons begin. Almagtige Vader, skepper en koning van die heelal, hoe nederig kom ons vandag voor u buig, omdat u so groot en wonderbaar is. Ons loof u omdat u goed is. Ons wil vandag u woord lees en ontvang, en ons bid dat u Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, ons verstand, ons harte en ons gees ontvanklik sal maak vir die wonderlike openbaring van die offergawes vir die tabernakel. Ontmoet ons ook hier waar ons om u woord vergader. Ons vra dit in die naam van ons Verlosser, Yeshua Jesus. Amen. I also want to present to you a wonderful and precious book compiled by Tehillah Study Center's Dean of Academics and a friend. They've made this beautiful and wonderful tabernacle book. It has a hardcover tied with a ribbon, and then you fold it open and it unfolds all the pieces of the tabernacle and also a description. I think this is wonderful, and you can order it from Dr. Yvonne at 081-528-9069. If you live outside South Africa, it is +27 81 528 9069. Please order it from her. It is a precious piece of artwork that you can learn from, and you can keep it for all generations to come. I hope you will enjoy it when you receive it. Kom ons lees uit Eksodus 25. Ek lees vanaf vers 1. Toe het die Here Jahwe met Moses gespreek en gesê: Sê so aan die kinders van Israel, dat hulle aan my 'n offergawe moet bring, want elkeen wie se hart hom aandrywe, moet julle my offergawe bring. En dit is die offergawe wat julle van julle kant moet bring: goud en silwer en koper, pers en purperrooi en bloedrooi stowwe, en fyn linne en bokhaar, en rooi geverfde ramsvelle, en robbevelle en akasiëhout, olie vir die kandelaar, speserye vir die salfolie en vir die reukwerk van die speserye, honikstene en stene om in te lê vir die skouerkleed en die borstas. Ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan woon, volgens alles wat ek jou laat sien, die voorbeeld van die tabernakel en die voorbeeld van alles wat daarby behoort. So moet julle dit maak. Wat 'n wonderlike porsie behandel ons vandag, dat ons die voorreg het om te leer hiervan, en die tyd is te min om al die simboliek te bestudeer, maar ons gaan probeer aan die belangrikste daarvan raak. Die woord teruma is eintlik moeilik om te vertaal, maar beteken min of meer geskenk of offer of bydra. Elkeen moes iets gee, elkeen moes deel wees van hierdie tabernakel. Wat 'n opwinding is dit nie? Kan jy dink jy daar gestap en dan het jy gesien, ek het daai goud gegee, of ek het daai hout geskenk. Vader, download vir Moshe
Moses op die berg Sinaï die wonderlikste en kreatiefste en luukste artikel en argitekplan wat daar ooit op aarde was. Want dit is 'n uitbeelding van wat in die hemel is en eendag gaan wees. Dis bekleed met kleure en geure en lig en goud, koper, hout en silwer en opwindende ontwerpe van hemelse wesens. Die voorskrifte van Abba was dat Moses die volgende materiaal moes vra as offer van die Israeliete, die Hebreërs. 3 kleure stowwe, bloedrooi, pers, blou, asook goud en wit. Het jy gesien, ek het vandag se porsie probeer in bloedrooi en pers en blou en goud en wit te maak. Hulle het 4 soorte weefstowwe gevra: ramsvelle, spierwit suiwer linne, egte leer of bokhaar, egte goud, silwer, brons, akasia en ander hout. Die verskillende vertalings verskil oor die weefstowwe, soos byvoorbeeld robbevelle of ratelvelle, party sê dugongvelle, maar basies kom dit neer op wat ek hierbo genoem het. Vader sou wel geweet het wat hulle in voorraad saamgebring het na die wildernis of wat hulle doodgemaak het by die see. As jy nie weet wat is 'n dugong nie, gaan soek dit op. Dis 'n seewese wat mens nogal laat dink aan 'n dolfyn. Vriendelike, robberige soort dier. Wat 'n soektog moes dit nie afgegee het nie. Sjoe, ons sien ook Vader se langtermynplan, toe hy gesê het dat hy sy volk, die Egiptenare, vir hulle juwele en geskenke moet vra, voordat sy volk Egipteland verlaat het. So hulle het skatryk uit Egipte gekom. Die hout moes met goud, silwer of koper oorgetrek wees. Die pragtige borduurwerk moes ook met goue draad gedoen word. Die simboliese betekenis van elke detail en artikel is vir my die kosbaarste, om net 'n paar te noem van die kleure, maar gaan doen gerus jou eie navorsing. Pers beteken koninkryk en rykdom, koninklikheid. Silwer beteken redding. Verlossing is rooi. Blou is die hemel en priesterskap. Goud is heiligheid. Wit is suiwerheid. Brons en koper is menslikheid, belydenis en genesing. Die menorah, die 7-tak kandelaar se voorskrifte was byvoorbeeld baie spesifiek. Ons skrifporsie gaan te lank wees. Ek gaan net 'n klein stukkie vir u hiervan lees. Maak ook 'n kandelaar van suiwer goud. Van drywerk moet die kandelaar, sy voetstuk en sy stam gemaak word. Sy kelkies, sy knoppe en sy blomme moet daarmee saam uit een stuk wees. 6 arms moet uit die sykante daarvan uitgaan. 3 arms van die kandelaar uit die een kant en 3 arms van die kandelaar uit die ander kant. Daar is 'n pragtige groot kandelaar in Israel. Gaan lees asseblief hierdie voorskrifte op u eie. Die simboliek van die amandelbloeisels is vir my een van die wonderlikste van die kandelaar. Die Hebreëse woord vir amandel is shekat. Dit beteken ook om waaksaam te wees en verteenwoordig Allah se waaksaamheid oor mense of om guns te vind. Daar sien u die pragtige kandelaar in Israel en sy simboliek wat ek by die Temple Institute afgelaai het. Gaan kyk gerus. Shekat is 'n primitiewe woord wat beteken to be alert. That is sleepless, hence to be on the lookout. To hasten or remain or wake or watch for. So hy hou ons dop. Hy kyk na ons wonderlike Vader. Die ark van die verbond was die belangrikste in die tempel, tabernakel. Ek lees net Eksodus 25 vers 10 en dan 17. Hulle moet dan 'n ark van akasia hout maak.
2,5 L moet sy lengte en 1,5 L sy breedte en 1,5 L sy hoogte wees. En jy moet dit oortrek met suiwer goud van binne en van buite. Moet jy dit oortrek. En jy moet daaraan 'n goue kraans maak rondom. En giet daarvoor 4 goue ringe. En sit dit aan sy 4 voete vas. Sodat jy 2 ringe aan die een kant en 2 ringe aan die ander kant is. En maak draaghoute van akasiehout. En trek dit met goud oor. Want hulle mag glad nie aan die ark geraak het nie. Maak ook 'n versoendeksel van suiwer goud. 2,5 L moet sy lengte en 1,5 L sy breedte wees. Maak ook 2 gerubs van goud. Van drywerk moet jy hulle maak aan die 2 ente van die versoendeksel en maak 1 gerub aan die een end en 1 gerub aan die ander end. Uit 1 stuk saam. Met die versoendeksel moet julle die gerubs maak aan die 2 ente en die gerubs moet die vlerke boontoe uitgespreek hou terwyl hulle met hul vlerke die versoendeksel beskud. En hulle aangesigte moet na mekaar toe wees. Die gesigte van die gerubs moet op die versoendeksel gerig wees. So hulle moet na mekaar kyk, maar afkyk. Hulle moet mekaar beskerm. Ek besef nou eers dat Moses 'n gerub of meer moes gesien het op Sinaï. Want anders, hoe sou hy weet om vir die 2 vaardige manne en die wat die borduurwerk van die gordyn na die allerheiligste moes maak, kon verduidelik hoe hulle lyk? Eksodus 26 vers 1 en die tabernakel moet jy van 10 tendoeke maak, van fyn dubbeldraad linne en pers en purperrooi en bloedrooi stowwe, met gerubs as kunstige werk moet jy dit maak. Abba se detail vir die tabernakel is met 1 woord verstommend. In my 4de jaar studie van die Bible College, het ons 'n fisiese tabernakel op die verhoog gebou, waar die mense hulle eie offers kon kom neersit, waar daar gebede in die wierookbak was, en waar 'n denkbeeldige verlosser sy kruis kon neersit en hy het die voorhangsel geskeur en ons kon die ark sien. Dit was so aangrypend. Ons het ook so 'n skaalmodel gebou en ek is so spyt ek het nie meer foto's daarvan nie. Maar dit was so aangrypend want ons moes die detail bestudeer. Gaan kyk gerus na die video's op internet. Ek het vir u 1 link hieronder gesit, 1 skakel. Selfs net deur ons skrifborsie in die woord te lees, besef mens hoe kreatief en oneindig spesiaal die bloudruk van die tabernakel was. In Israel is daar 'n fisiese tabernakel geskep in die woestyn waar toergroepe dit kan gaan besigtig. Ek dink nie dis in die minste vergelykbaar met die pragt en weelde van die werklike een nie. Die wonderdetail van die tabernakel word hier vir jou 'n bietjie uitgebeeld. Eksodus 27 vers 20 en jy moet die kinders van Israel beveel dat hulle vir jou suiwer uitgestampte olyfolie vir die kandelaar bring om gedurig deur 'n brandende lamp te hê. Sjoe, geliefdes, mens kan amper nie genoeg na hierdie skyfie kyk nie. Kan jy dink hoe wonderlik dit moes wees? En die volgende week gaan ons lees hoe hulle rondom die stamme rondom die tabernakel gekampeer het. In die profete en geskrifte Haftara gedeelte in 1 Konings 5 vers 1 tot 6 vers 13 lees ons hoe Salomo die tempel gebou het. Eers moes Dawid al die materiaal vir hom bymekaar maak, want Vader het gesê dat Dawid te veel mense doodgemaak, te veel oorlog gemaak het. Daarom mag hy nie die tempel bou nie, en sy seun moet dit bou. Gaan lees dit asseblief self uit Konings. Dit was 'n fantastiese tempel en vol van glorie en goud en weelde en sederhout. Hy het baie van die simboliek van die eerste tabernakel gebruik.
maar Rabbi sê, ongelukkig. And alas, the temple Shlomo built, dis nou die Hebreëse uitspraak, Shlomo, though a thing of beauty in the eyes of human beings, was not even close to being in accordance with the design of the Holy One, showed Moshe on the mountain. What Shlomo had built was not a reproduction of the Mishkan or temple. It was instead an ornate structure strongly influenced by the architecture of the pagan nations that surrounded Israel. Shlomo's temple reflected Shlomo's own personality and tastes rather than the Father's will, ways, pattern and design. Maar ons glo ook dat Vader hom tog inspireer het. Gaan skryf ook neer wat Abba vir jou, die dag vir jou kom leer het. Kom ons bid saam. Abba, ons is oorweldig met die detail van die tabernakel en dat U weer met ons praat, dat ons U wet moet hou. En U woord moet bestudeer. Help ons om al die simboliek te verstaan en help ons om getrou aan U woord en wet te wees. Breek vir ons die dele oop wat ons nog nie verstaan nie en lei ons in die waarheid. Ons bede is in die naam bo alle name, Yeshua Jesus, wat verlossing beteken. Amen. Op hierdie skyfie kan U ons webwerf se link kry. Gaan deel en like, subscribe vir ons op YouTube en op ons webwerf en laat vir ons kommentaar. Mag U geseënd wees, geliefdes, tot volgende week.